Hallo julle. Hallo daar. Hierdie is nou die derde probeerslag vir hierdie opname. Eers het 'n colliehond aan ons rondgeruk, 'n border collie, 'n jong border collie, en toe het ons nie opgeneem nie en eintlik die Ons hele het vir 6 minute lank gepraat en met onsself. Ja. Maar hier is ons nou. Goed. Ons het by 'n vorige geleentheid het ons vertel van die kunstefees, Matilda se ervaring met die viering van haar pottebakkerstukke, en ons het gepraat van die sneeu wat oor daardie tyd plaasgevind het, wat sy eie uitdagings gebring het. En in die week wat daarop gevolg het, verlede week donderdag, ons het nog die laaste mense van 'n groot retreat hier gehad. Toe gaan die krag af, want die wind het baie sterk gewaai en daar was oor 'n baie wye area was daar veldbrande, en in die proses is 'n hele paar van die elektriese pale afgebrand en 'n groot area was sonder elektrisiteit. En Eskom het omtrent geskarrel om soveel as moontlik mense so vinnig as moontlik weer van krag te voorsien. En oor die naweek is die meeste mense gehelp, hoewel daar nog dele is, want nuwe pale moet geplant word, lyne moet herstel word en so aan. 'n paar pale het afgebrand. Ek praat van omtrent 50 pale wat herplant of oorgeplant moet word. Dis reg. So sedert verlede donderdag is ons nou sonder krag. En in hierdie tussentyd moes ons nou baie planne maak. Ons gelukkig het vriende in Wakkerstroom ons gehelp met 'n battery yskas, ene wat 'n mens op 'n karbattery koppel, en hulle het vir ons kragbanke gegee wat ons kan gebruik om ons fone of geleen om ons fone en die tipe dinge en ligte te laai. So op die manier het ons die basiese kon ons hanteer. Van ons vriesgoeders het ons ook in die dorp in yskaste laat sit. Maar dit het ons gebring by 'n uitdrukking wat ons nogal baie oor praat en wat nogal 'n belangrike rol in ons lewens speel, omdat ons voel as 'n mens dit snap, dan help dit 'n mens. En die uitdrukking in Engels lui, onthou nou hierdie konteks van sonder krag, die uitdrukking is, the way it is the way it is. And the way it is perfect. En dit is nou 'n baie vreemde uitdrukking om te gebruik in hierdie afkrag situasie. Hierdie situasie is perfek. En om daardie rede dink ek moet ons dit miskien verduidelik. Ja. Ons kan dit nie hier los nie, anderster Kom hulle ons wegvat. ja. Ja. So ek dink dit kom neer daarop dat daar baie maniere is om so 'n situasie te kan hanteer. En dat jy kan sê hierdie is alles behalwe perfek, hierdie is verkeerd, hierdie moenie so wees nie, jy kan dit die hele tyd beklei. Jy kan die hele tyd fout soek. En jy kan jouself verskriklik frustreer. Heeltyd negatiewe energie beleef. Of jy kan aanvaar wat is. En ek dink dis waarop dit neerkom. The way it is the way it is. Die feit is, die krag is af. Kan ons iets anders doen daaraan op hierdie stadium? Nee. So dit is 'n perfekte situasie van krag wat af is. Dit is hoe dit is. Dis die realiteit. Dis reg, want ek kan gaan en ek kan sê die eerste stap is om die situasie te aanvaar wat nou is. Ja, nie noodwendig goed te keer nie. Niks, ja. Of goed te praat nie, of enige iets nie, dis bloot net 'n aanvaar van wat is. Ja, want ek kan sê, die krag kan nie nou afwees nie. Of die krag mag nie nou afwees nie. Of dis nou net my geluk dat die krag nou af is. Daar's soveel dinge wat ons kan doen wat hierdie situasie niks gaan verander nie. Ja, en wat baie van jou energie vat,
wat jy nou al kon gebruik het om jou aanpassings te maak om hierdie te kan hanteer. Dis reg. So dit is 'n frustrasie, dit is 'n irritasie, meer dink ek as 'n frustrasie. En dit is die heeltyd op jou voete dink van ons het 'n paar goed in plek wat ek dink beerkrag vir ons gegee het. Die perfekte situasie van beerkrag ons gegee het. En dit is dat ons 'n gas-waterverwarmer het, ons het 'n gasstoof. Die moeilike ding is om goed koud te hou, om fone gelaai te hou, om kontak te kan bly behou. En dis eintlik maar die frustrasies of die irritasies wat En jy kan nie vuur nie. En ek kan natuurlik nou nie vuur nie. So daar's aanpassings wat gemaak moet word. En om aanpassings te maak in 'n negatiewe gees, dink ek, of aan oplossings te dink. Ja, om aan oplossings te dink is 'n baie moeiliker ding as om 'n situasie te vat vir wat dit is en daarmee te werk. Ja. Ja, en ek het nie 'n belewenis van dis verskriklik sleg nie. Ons is gelukkig dat ons kon planne maak en dat 'n mens kan goed op ander plekke vries en so aan. Maar dit kom neer daarop dat die aanvaar van wat is ons help om die lewe beter te hanteer. Dis reg. So met ander woorde, hier is die situasie. Dit is wat dit is. Wat gaan 'n mens doen om die direkte en die onmiddellike aan te spreek? Daar maak 'n mens planne. Op die lang duur, wat kan gedoen word om dit onder Eskom se aandag te bring, dat ons dan in 'n netelige posisie is? 'n Mens praat met van die boere in die omgewing en hulle sê, miskien sal dit nodig wees dat 'n mens baie mooi onder die drade self kyk, omdat Eskom nie meer daarby uitkom nie, om jong bome af te saag en al sulke tipe dinge. So jy begin ook proaktief aan dit te dink, maar dit spruit voort uit net eers te sê dit is wat dit is. En dit is 'n baie groot bewuswording van wat die invloed van elektriese krag in ons lewens het en tot watter mate ons daarvan afhanklik is. Net weer 'n besef van hoe maklik dit is om net 'n skakelaar aan te sit of net 'n ketel aan te sit. Ons is regtig waar bevoorreg om dit te hê. So 'n mens besef weer eens eintlik die luukse daarvan. Ja, so dit is die basiese tema wat ons oor wil praat, maar voortvloeiend daaruit, en dit het ons ook al so baie aangeraak, is dat in een of ander vorm het ons al hierdie kwessie aangeraak. Dis in verskillende skakerings is dit nie 'n nuwe tema nie. Ons het al gepraat oor hoe negatief 'n slagoffermentaliteit is. Hoe dit 'n mens ontneem van kreatiewe oplossings soek en hoe dit 'n mens nie help wanneer jy aanhoudend dinge beveg of beklei of al hierdie tipe dinge nie. So ons het dit al op een of ander manier aangespreek. En waarby ons dan nou ook by wil uitkom is, op hierdie reis van 'n mens, kom 'n mens telkens terug weer na dinge toe en jy leer dit nuut en jy pas dit nuut toe. Eintlik hou 'n mens nooit op om na dinge toe terug te gaan, en partykeer hanteer jy dit beter en partykeer sukkel jy daarmee, maar dit is 'n aanhoudende besig wees met die basiese elemente wat in verskillende vorms na vore tree. Ja. Ek dink net ook, ek meen, dit beteken nie dat jy nooit opstaan vir iets wat nie reg is nie. Dat jy nooit jou stem laat hoor wanneer dinge, ek onthou jare en jare terug, toe daar so verskriklik drade gesteel was, en het was in Gauteng, en my ma verskriklik siek was, en dit was winter, en dan het jy krag, en dan die volgende oomblik is daar nie meer krag nie, want dan word die drade gesteel, en
En daar is op daai stadium bitter min wat daaraan gedoen is. Mm. So dan is dit ook eintlik jou plig, want jy sit in 'n situasie waar dit lewensgevaarlik raak, waar dit Ja. so dit beteken nie dat 'n mens net maar soos jy sê, Gods water oor God se Nee, akker laat loop nee. nie. Maar jy moet in die eerste plek aanvaar wat is. Ja. Jy kan nie elders anders begin as daar nie. Ja. Ja. En dan moet jy kyk, wat is dit wat ek kan doen? Ja. En wat moet aangespreek word? Ja. Wie moet gekontak word Ja. en Kan ek meer doen as net planne vir myself maak? dis reg. Om Dis aan te reg. pas hierby. Hierdie 'n groter ding waar ek moet nog mense bymekaar kry sodat mense hierdie ding kan aanspreek. So dit en dit help jou deur dit te aanvaar om dan, soos jy sê, meer kreatief, meer proaktief na 'n situasie te kan kyk. Dis reg. Sonder al daai negatiewe emosies en energie wat jou eintlik die hele tyd in 'n ander rigting trek. Dis reg. Dis reg. Ja, so die laaste tyd het ons nogal heelwat ervarings gehad wat vir 'n mens gesê het, nou goed, pas dit nou toe. Ja, en wil ek net sê, ons het gevra om op 'n wille plek te bly. So, hier is ons nou vir 'n week sonder krag. Na die sneeu Na die sneeu en die wille winde en die brande. En ja. En baie gelukkig hier op Tafelkop. Maar ek wil ook net dit sê, in sulke omstandighede besef 'n mens ook net hoe hulpvaardig mense is Ja, en hoe hulle mense ja. op verskillende maniere help en bystaan. Ja. Baie dankie julle. Dit is baie lekker om hierdie gesprek, soos ons altyd sê, met julle te hê. Daar kom sulke mooi dinge terug. Ook voorbeelde uit julle eie lewe en julle eie ervarings. Baie dankie daarvoor. Dankie vir die terugvoer. Mooi bly. Mooi week.